Goeiemôre aan elkeen vandag hier in die huis van die Here en voor ons begin kom ons bid net saam. Here, ons sê vir U baie dankie dat U vir ons onvoorwaardelik lief is. Ons kom sê vir U dankie vir nog 'n geleentheid, Here, dat ons hier kan kom sit en na U woord kan kom luister en ek wil bid, Here, dat hierdie woord op vrugbare grond sal val. Ek bid dat hierdie woord mense se harte sal verander, Here, vir hulle wat hier is en hulle wat na hierdie opname kyk. Here, dat U ons harte sal kom aanraak, dat U ons sal kom verander soos wat dit nodig is, Here, en ek kom bid vir elkeen wat vanoggend nie hier is nie, vir hulle wat siek is, Here, dat U hulle sal aanraak, bid spesiaal vir Johan ook, bid vir hulle wat deur 'n moeilike tyd gaan, Here, Jesus, dat U vir hulle sal kom deurdra en sal help en sal weet U is daar vir ons. Here, dankie dat U ons weet, U is hier met ons vandag in hierdie plek, Here, Jesus, maak nie saak hoeveel ons is nie. Weet ons weer waar ons is, waar ons is U daarso, en ons kom eer U daarvoor. Ons kom sê vir U dankie, en ons bid dit nie met verdien, Here Jesus, maar alleen U genade uit. In Jesus se naam, amen. Ek wil graag vandag met U gesels oor die Heilige Gees. Wat hy doen en wie hy is. Wie is die Heilige Gees? Die Heilige Gees oor sy heiligheid is eintlik God se regterhand. En wat is die nut van die Heilige Gees en wat doen hy vir ons? Natuurlik praat die woord van God praat vir ons van die Heilige Gees wat soos die wind waai. Maar daar's ander geeste ook in die wêreld. Die geeste van ontevredenheid, die geeste van materialisme, van oorspel, verhoerery, onreinheid, die gees van toornigheid, selfsug, jaloesie, onvergewensgesindheid, van haat, van afgoderry, van vyandskap, gees van twis, gees van tweedrag, gees van moord, gees van dronkenskap. Klink dit vir u bekend? Galasiërs 5 van vers 19. Die vleeslikheid, die vleeslikheid in die mens leef as ons nie gees vervuld is nie, as ons nie deur God verander is nie. Maar die gees van God beweeg ook deur die wêreld, nie net die vleeslike gees nie, maar ook die gees van God beweeg deur die wêreld en hy verander die wêreld. Hy raak mense aan en hy kom verander hulle deur wedergeboorte. Handelinge 2 vers 4 sê vir ons, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gees om te spreek. Dit gebeur in Handelinge 2 toe die apostels nadat Jesus opgevaar het hemel toe, het hulle bymekaar gekom en God vir Jesus het hulle gesê gaan wag in die kamer en dit begin met die rukwind, daar het 'n rukwind gekom en toe sal tonge op hulle vlam op hulle koppe gewees en toe word hulle met gees vervul. En van daar af, van daai dag af in daai bokkamer waar die disippels met die gees vervul het, het dit gegaan en die wêreld verander. En die Heilige Gees en die evangelie het oor die hele wêreld versprei as gevolg van daai dag wat daar gebeur het. Eerste vraag is die Heilige Gees ook God? Daar's mense wat dit ontken, daar's mense wat beweer dat die Gees is net 'n krag van God. Maar tog as ons na die Bybel kyk, sê die Bybel vir ons iets anderste. Die Bybel sê vir ons dat die Gees deel van God is, dis 'n persoon van God. Jy kry die drie enige God. Dis God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Dis wat die woord vir ons sê. Jesus sê ook vir sy disippels, gaan dan heen in Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen en doop die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Met ander woorde, die Heilige Gees is ook 'n persoon, is ook sy eie persoon as deel van God se drie eenigheid. Jesus sou nie vir die mense gesê het, vir die disippels gesê het, gaan doop hulle in die naam van die Gees, as nie iemand wat nie God was nie. Nog 'n Bybelvers wat ons kom sê in Handelinge 5 vers 3 en 4, waar toe Petrus vir Ananias, waarom het Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en die prys van die grond agter te hou? David het op 'n keer gekom het, onthou as ons gaan lees daarso, het almal hulle goed verkoop en die geld vir die kerk gegee en die kerk het die geld onder mekaar eweredig verdeel. Maar Ananias se vrou het van die geld teruggehou vir hulle self. En toe hulle vir Petrus vra of hy alles gegee, toe sê hulle ja, hulle het, maar toe het hy gejok, want die Gees het vir Petrus geopenbaar en gesê, hoorie, Ananias jok vir jou. So, hy het nie vir Petrus kom jok, hy het vir die God kom jok. En ons weet wat gebeur het daarso, hy het op die plek dood neergeval. En nie lank daarna nie, toe kom sy vrou, en Petrus vra dieselfde vraag vir haar. En sy jok toe weer, en sê, nee, maar hy het al die geld gegee. Min het sy geweet wat met haar man gebeur het, 'n rukkie voor die tyd. En oor sy vir die Heilige Gees gejok het, sterf sy op die plek, as gevolg die feit dat hulle teen die Heilige Gees gejok het. Ons lees verder ook in Genesis 1 vers 2, wat sê dat die Gees van God is gesweef oor die water, toe die aarde gemaak is. Met ander woorde, die Heilige Gees was ook teenwoordig, toe die aarde gemaak is. Psalm 139 vers 7 tot 10 sê vir ons, ek en u kan nie vlug van die Gees van God af nie. Maak saak waar ons gaan nie. Dit sê vir ons daarso in vers 7, waar sou ek heen gaan en as van die Gees en waarheen vlug van die aangesig?
Klim ek op die hemel, is U daar. Maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar. Neem ek vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook sal U my hand lei en my regterhand vouhou. So ons kan nie vlug van die Heilige Gees af nie. Ons kan nie vlug van God af nie. Hoekom? Omdat die Gees van God alomteenwoordig is, soos God is. Hy is oralste. Met ander woorde, of jy in 'n donker plek is en of jy slegte goed doen, daar waar jy is, daar is die Gees van God. En hy sien wat ons doen, hy ons dop, né? Die Gees is God. Tog het die Gees 'n ander funksie as die drie-eenheid van die Vader en die Seun. Woorde gebruik die Bybel om te werk van die Gees aan te dui. Byvoorbeeld, die Bybel sê vir ons dat die Heilige Gees is ons trooster, hy is ons raadsman en hy is ons leermeester. Wie is die Heilige Gees vanoggend vir u? Is hy die raadsman, is hy die trooster of is hy jou leesmeester? Hy is ook die Heilige Gees wat die mens nuut maak. Hy sê die Heilige Gees is die persoon wat ons kom skoonmaak wanneer ons ons sondes vergewe, wanneer ons sondebelydenis kom gee aan God, kom maak die Gees ons vol en ons word vervul met die Heilige Gees. Waarom word hy die Heilige Gees genoem? Heilig beteken afgesonder van sonde af. Heiligheid beteken om afgesonder met God weg van die sonde af. Heilig wil dit sê, so ver as moontlik verwyder van sonde, daarom heet hy die Heilige Gees. Sy werk is om ons te reinig van alle sonde af. Openbaring 3 vers 20 staan daar sal wat staan, dit is 'n baie bekende gedeelte wat vir u en vir my kom sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom en by hom maaltyd hou en hy met my. Die Heilige Gees staan by elke mens se deur en klop. En wag dat jy die deur sal oopmaak om in te nooi, sodat hy jou lewe kan kom verander, want dit is sy doel. Sy werk is om jou lewe in te kom en jou te reinig en jou nuut te maak. Om jou ook heilig te maak, afgesonder weg van die sonde af, toegewyd aan God alleen. Kan ek die Heilige Gees bedroef? Ja, ons kan, wanneer ons kies om eerder sonde te doen, as om dit te doen wat hy vir ons sê om te doen. Ons neig na die sonde toe. Dink bietjie aan die week wat verby is, het ek al die Heilige Gees bedroef deur sonde wat ek gedoen het. Ek weet wanneer ons gees vervuld is, wanneer ons sê ons kinders van die Here, streef ons daarna om nie sonde te doen nie, maar as gevolg van ons menswees en dat ons net mense is op die aarde, partykeer val ons maar oor die struikel ons oor dit. En wanneer ons teen die Heilige Gees, wanneer ons sonde doen, dan bedroef ons die Heilige Gees. Maar die geheim daarna is, sodra ons iets verkeerd doen, sal die Heilige Gees dadelik vir u en vir my sê, hoorie Michael, maar nou het jy verkeerd gedoen. Wat is my verantwoordelikheid om dadelik te sê, Here, ek vergewe my wat ek gedoen het. En ek praat nie van slegte goed nie, ek praat nie van wanneer ek skinder, ek praat van nie wanneer ek 'n ou sleg hanteer, ek praat van wanneer ek kwaad word onnodig, wanneer ons baie keer menslik word, dat ons nodig het, dat jy net terug te kom na ons toe te sê, maar hoorie so, het jy nou reg opgetree, as jy sê jy is 'n kind van die Here, as jy sê jy is geesvervuld, het jy reg opgetree. En dan het ons nodig om te sê, Here, ek is jammer. Hoe werk die Heilige Gees? Van nature is die mens se lewe gehul in duisternis. In sonde is die mens gebore. Psalm 51 vers 7 sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Uit die mens se hart kom geen lig voort nie, maar net duisternis, onreinheid, sê Jesus vir ons. Markus 7 vers 20 tot 23 sê, en hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Wat van binne uit die hart van die mens kom, die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewesug, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afgun, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al die boosheid kom van binne af die mens uit, as ek nie 'n kind van die Here is nie, as ek nie gevul is met die Heilige Gees nie. Terug na Galasiërs 5 vers 19 toe. Die gees van die wêreld. Die vrugte wat by jou wat jy dra. Matteus 7 vers 16-23 sê vir my, aan julle vrugte sal julle geken word. Maar 'n mens pluk tog nie druiwe van dorings en vye van dussels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan geen goeie vrugte dra nie. Elke boom wat goeie vrugte nie dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle dan aan hulle vrugte ken.
Dis die maklikste, as jy vir jou sê, hy is 'n kind van die Here, as hy sê, hoor jy, ek dien die Here, ek's 'n Christen, hou hom net dop, en kyk hoe tree hy op, kyk of jy die vrugte van die Gees in die mens raak sien. Want sodra ek vir die wêreld vertel, ek's 'n kind van die Here, ek is Gees vervuld, nee, hou ons dop, en kyk of ons regtig so is, of ons doen wat ons sê ons is, of is dit net woorde, is ons lewe ons in die week, in die wêreld, en sonder lewe ons vir die Here. Laas keer het ek daarvan gepraat, van, daar's nie twee paaie, dis of jy dien God, of jy dien nie God nie. Daar's nie 'n ander pad nie, daar's nie 'n middelweg. En draai jy die vrugte wat by jou bekering pas. Dis so belangrik wat vir ons gesê word in die woord. En dan kom God, en hy sê vir ons in sy woord, in vers 21, hierdie is baie ernstige woorde, en mense moet dit verstaan, en met begrip, en moet regtig oor dit gaan nadink, wat hy vir ons sê hier in vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen vir my Vader wat in die hemel is. Wat is die wil van die Vader? Dit wat die Gees vir my sê om te doen, hoe ek moet optree, die vrugte van die Gees. Baie in vers 22 sê vir ons, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons in die naam nie geprofeteer, en die naam duiwels uitgedrywe, en die naam kragtig gedoen nie. En dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat ongeregtigheid werk. Hoe kan dit moontlik wees? Eendag het iemand my vertel, baie keer kry predikante wat hulle preek, maar hulle vat die woord en hulle preek vir die gemeente. In plaas van die woord te vat en eers toe te pas op sy lewe en dan vir die gemeente te preek. En dit het al gebeur in ons eie kerk, van predikante wat tot 'n val gekom het, as gevolg van die vrugte wat nie by hulle bekering gepas het nie. God se woord word ook genoem die instrument of die swaard van die Gees. Hoe werk die Gees? Hoe werk die Gees van God? Hy werk deur die woord van God. Hy gebruik die woord van God. Hierdie boek, die Bybel, is geïnspireer deur die Gees van God met die mens. Sodat ons kan verander wanneer ons hierdie boek lees. 'n Persoon wat die Bybel deurlees, kan ek amper nie glo dat hy nie sal verander nie. Natuurlik moet hang van jou verwagting in jou hart. Psalm 119 vers 9 sê vir ons, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur te hou na u woord. Die Gees het daarvoor gesorg dat die Bybel tot stand gekom het. Die Bybel is Gees geïnspireerde woord wat hy met die mense wat die Bybel geskryf het gedeel het. Deur sy onderrig in die Bybel maak die Gees ons bekwaam om ons dagtaak tot God te eer te kan verrig. God se Gees het Saul bekwaam gemaak om koning te wees toe hy aangestel is as koning. Maar as gevolg van Saul se ongehoorsaamheid het die Gees van hom weggewyk. En einde van die dag het Saul selfmoord gepleeg omdat hy ongehoorsaam was. Wie God se woord ignoreer, blus die werk van die Gees. Die Gees het ook van Dawid 'n bekwaamheid geskenk om koning te kan wees. Toe Dawid het koning geword. Maar selfs Dawid wat een van God se favorites was as koning in die Bybel, selfs hy het sonde gedoen. Hy het 'n vrou gevat wat nie syne was nie. Hy het 'n man laat vermoor sodat hy 'n vrou kon vat. Maar die verskil tussen Dawid en Saul was dat Dawid het dadelik besef hy het verkeerd gedoen en hy het vir God om vergifnis gevra. Uit genade het die Gees wat weer 'n rein hart in hom kom skep. Dawid sê in Psalm 51 vers 12, skep in my 'n rein hart oor God en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Terugkom wat ek gesê het, wanneer ons sondig in die Gees kla ons aan dat ons dadelik sê, Here, vergewe ons wat ons gedoen het. Die Gees het ook vir Samson die moed gegee om die volk Israel teen die Filistyne te beskerm. Die krag wat Samson gehad het, het van die Gees van God afgekom. Hy het nie uit dit eies kan geen mens sterk wees nie. Slegs deur God se Gees. Die beste van alles is dat die Gees het Jesus bekwaam gemaak om die Messias werk te kom doen op die aarde. Die Gees van God. Christus is deur die Gees toegerus om sy stryd teen die duiwel in die woestyn te kan weerstaan. Lukas 4 vers 1. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn gelei. Satan het selfs Jesus kom versoek, want hy was mens gewees. En die Gees van God het hom gehelp om hy versoekings te kan weerstaan en op 'n einde dag vir die duiwel sê, gaan weg van my af. Jesus gespreek en wonders is gedoen deur die Heilige Gees.
En dit was uit die krag van die Gees uit wat hy die dood uit opgestaan het en aan die hemel opgevaar het. Deur sy middelaarswerk het hy ook vir ons lewendmakende Gees verwerf. Ek weet nie of ons wat mense vandag leef of besef dat dieselfde Gees wat God uit die dood opgewek het, sit ons binne vandag. As jy sê jy is Gees vervuld, die Gees het nooit verander nie. Net so wat die woord van God vir ons sê, God is gister, vandag en môre dieselfde. Selfs met die Heilige Gees. Dieselfde krag waarmee God Jesus uit die dood opgewek het, het u en ek vandag tot ons beskikking. Met ander woorde, wanneer ons vir mense bid vir genesing, kan dit gebeur. Mense uit die dood opwek. Ons het al baie keer vanaf gehoor dat mense gebid het vir mense wat dood is, dan word hulle weer wakker. Dieselfde Gees is vir u en vir my nog steeds van beskikking vandag. Ek is nie altyd seker of ons altyd so glo nie. Ons altyd 'n bietjie twyfel daaroor nie. Deur sy middelaarswerk het hy ook die lewendmakende Gees verwerf. Van Pinkster se werk, die Gees nou nog in die lewe van hulle wat deur Christus gekoop is. En ek wat sê ons is kinders van die Here, en ek wat sê ons is Gees vervuld. Die belofte van Johannes 16 het gekom, Jesus sê vir ons in Johannes 16 vers 7 en 8, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle toe kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en die geregtigheid en van die oordeel. Jesus sê sy disippels voor hy opgevaar het, dat hy Trooster sal stuur, naamlik die Heilige Gees. En vandag is dit nog steeds besig om te gebeur. Die Heilige Gees van daai tyd is nog steeds besig om in mense lewens te werk. Wanneer hy weer gekom het, die Gees in die waarheid, sal hy hulle die hele wêreld lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy uitspreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Die keuse hiervan is dat ons self deur die Gees laat lei, as ons trou bly aan die waarheid wat die Gees deur apostels en profete laat opskryf het. Die instrument van die Gees is dus die Bybel en dis die waarheid. Deur die Gees saam met die woord van God word mense oortuig van sonde, word mense gereinig, word mense vir Gees vervuld geword. Dit geld in die Ou Testament ook. Die Hebreësbrief skryf in aanhaling soos die Heilige Gees spreek. Hebreërs 3 vers 7 sê vir ons, daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor. Die Heilige Gees was nog altyd daar gewees. Die Gees wat die profete bekwaam gemaak het om die woord van God te kan versprei, maar ook die woord van God te kan skryf. Daarom is die skrif ook die stem van die Gees, Ou en Nuwe Testament. Ons lees in 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 staan daarso: die hele skrif is deur God ingegee tot nuttig en tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwys in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Hoe weet ons dat hierdie woord van God deur Gees vervuld of Gees geïnspireerd is? Ons as mense, ek kan nie onthou wat ek 'n week laas terug geëet het. So die mense wat die woord van God geskryf het, nie almal wat hulle geleef toe Jesus geleef het nie. Hoe kan hulle weet wat Jesus gesê het? Kan net wees deur die Gees van God wat hulle geïnspireer het, wat vir hulle die woorde gegee het om neer te skryf. Dis hoe ons weet die woord van God is die waarheid. Die Heilige Gees in Grieks is letterlik, die hele skrif is deur God ingeblaas. Blaas, dat jy weer terugdink aan die wind wat waai, né? Dit dui op die werking van die Gees. So het die Gees in mense gewerk, so het hulle deur inspirasie tot die Bybel tot stand gekom. Tot sover toe, gemeente, die vraag is, hoe werk die Heilige Gees? Deur sy woord werk hy met ons. Nou kom die vraag na u en my toe, is ons Gees vervuld? Mense sê hulle is kinders van die Here, mense sê hulle is gered, is ek Gees vervuld? Hoe weet ek is Gees vervuld? Hoe weet jy as 'n persoon vir jou sê hy is Gees vervuld? Kyk na sy vrugte, kom terug na Galasiërs toe. Kyk na die vrugte wat hy dra. Want die woord van God sê vir ons, as ons sondebelydenis het gedoen het, as ons om vergifnis gevra het, kom die Here en hy kom maak ons harte skoon en hy kom vul ons met sy Gees. En wanneer ons met Gees vervul is, word ons God se eiendom. Moet ons gehoorsaam wees aan God se woord, wat hy sê vir ons, wat ons moet doen. Die woord sê vir ons baie duidelik, wat ek moet doen en wat ek nie moet doen nie, as ek sê ek is 'n kind van die Here nie. As ek sê ek is 'n kind van die Here. Die salwing wat op jou en my lewe lê, as gevolg van geesvervulling,
kom sê vir ons, hoe moet ons te werk gaan met ons lewe van hier af vorentoe? Die gees van God kom ook daarmee, sny ons los van sonde, van verkeerde gewoontes, van verslawing, van verkeerde vriendskappe, noem dit maar op. As ek die wêreld gedien het en ek kom tot bekering, kan ek jou waarborg, 3/4 van jou vriende gaan jy verloor. Inteendeel nie almal nie. Want jy gaan nie meer saam met hulle wil wees nie. Of hulle gaan nie meer saam met jou wil wees nie. Want wanneer ons, baie keer wanneer kinders van die Here saam met ongeredde mense is, ek dink dan laat hulle net skuldig voel. Want jy doen nie meer wat hulle wil doen. Jy doen nie meer wat hulle doen nie. Want God het jou lewe kom verander. Wat jy kom vrymaak van al die wêreldse dinge af. 2 Korintiërs 7 vers 1 sê vir ons, terwyl ons aan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking en die vrees van God volbring. Christus skenk sy gees om ons heilig te maak. Hierdie heiligmaking is onmisbaar. Sonder heiligmaking sal niemand die Here sien nie. Hebreërs 12 vers 14. Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarin sonder niemand die Here sal sien nie. Om net 'n kerklidmaat te wees, beteken niks nie. Om net hier te kom sit en na die boodskap te kom luister en uit te stap en die verander beteken vir jou niks nie. Jy kan nie net 'n kerklidmaat wees nie. Jy het nodig om 'n plek in jou lewe te gehad het wat jy op 'n plek gekom het en tot God sonder vergifnis gevra het en geervaar dat die Here jou sal skoonmaak en reinig maak. Dit is wat Heilige Gees maak, Heilige Gees vir ons kom doen in ons lewens. Die woord, steeds bly die woord die vernaamste werktuig wat deur die Gees mense se lewens verander. Die Heilige Gees kan baie ander goed ook doen. Hy kan mense siek maak. Klink nou baie snaaks, maar wanneer ons te besig is om so jaag na die dinge van die wêreld, alles soos kinders van die Here, dan raak ons raak bietjie, ek wil amper sê lui om stiltyd te hou. Ons raak lui om na die Here toe gaan, ons raak lui om tyd te spandeer saam met die Here. En baie keer kom die Here en hy maak ons siek en sê, hoorie, slek net bietjie af. God bepaal wie die wêreld se leiers is en wie nie leiers is nie. Die Heilige Gees laat toe dat oorlog begin, die Heilige Gees laat toe dat oorlog ophou. Want die God is steeds in beheer van hierdie wêreld. Saam met die Heilige Gees. Maak nie saak wat ek dink ons sê nie. Maak nie saak wat in ons om ons aangaan nie. God bly steeds in beheer van hierdie wêreld. Slegs die woord is 'n swaard van die Gees wat skerp genoeg is om mense tot stilstand te bring, tot ommekeer, tot bekering en om te laat breek met sonde. Die woord sê vir ons, God se woord soos 'n swaard wat so sny. Hy sny ons weg van die sonde af. Wie se lewe inrig volgens die woord lei daarom 'n geestelike lewe. En meer deel kry Christus se weldade. Dit beteken die Heilige Gees bring ons die Bybel nie net in geloof toe nie, maar ook om dankbaar te wees. Nou as hy wil, nie ons wil nie niks anders te doen as om die Heiland te behaag nie. Wanneer ek tot bekering kom, wanneer ek Gees vervuld wil ek net een ding doen en dis om God te behaag. En dis die doel van ons as lewens. Ons as mense is geskape vir 'n doel. En solank as wat jy nie tot bekering gekom het nie, wat jy die wêreld dien, is jy doelloos. Mense jaag goed en mense jaag materialisme na. Maar wanneer ek tot bekering kom, wanneer ek Gees vervuld raak, dan moet ek my doel ontdek. Hoekom het God my Gees, hoekom het God my gemaak? Hy kom regverdig ons deur sy heiligmaking. Ons is vry van skuld, van die sondemag. En die sondemag is gebreek, die Heilige Gees wat ons lewens kom skoonmaak het. Ons is 'n ander mens. Jy kan nie tot bekering kom en Gees vervuld word en self te bly nie. Dis net onmoontlik. Want die Gees kom verander u en vir my. Nou is die vraag vanoggend vir u en vir my. Is jy al verander? Het jy al Heilige Gees heiligmaking ervaar? Het jy al sonder belydenis gedoen? Het jy op 'n punt gekom en sê ek kan nie meer nie, Here. Ek wil nie meer die wêreld doen nie, want ons jaag, dis 'n doellose reis na niks toe nie. Doellose reis na die hel toe as ons die wêreld dien. En dinge werk net nie meer uit nie. En ons sukkel en ons hou aan sukkel, ons verstaan nie wat gaan aan nie. Daar's net een uitweg. Dis God.
in ons lewens met die Heilige Gees wat ons sal help om die regte dinge te doen, om sy woord te volg en om eendag seker te maak dat die dag as ek doodgaan, dat ek my oë sal oopmaak op die regte plek. Oor ek Jesus Christus aangeneem as my persoonlike saligmaker en die Gees my kom vul het met sy Gees, sodat ons ewige lewe kan beerwe deur Christus Jesus alleen. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons sê vir dankie dat U vir ons lief is. Dankie vir hierdie boodskap, Here, en ag Here, mag hierdie reeds gesê het, mag hierdie boodskap regtig uitgaan en mag mense se harte verander word, mag mense tot bekering kom, mag mense hulle hele hart oorgee aan U, in Gees vervuld word en hulle doel bereik in die lewe. Here, want dis waarvoor U ons geskaap het. Dankie dat U vir ons lief is, Here, wees met ons in die week wat voorlê, wat ook al oor ons pad mag kom, of dit siekte is, Here, of probleme is, dat ons net ons oë op U sal hou en op U sal vertrou, Here, want ons weet U is daar. Here, U sê in die woord, U is alomteenwoordig. U is altyd met ons. En ons kom sê vir dankie daarvoor. Ons eer U daarvoor. Ons kom sê ook dankie vir Jesus Christus, Here, wat mens geword het, wat in 'n kruis het kom sterf het vir my sonde, vir elkeen se sonde van hierdie wêreld. Sodat ons reeds kan rein leef en kan heilig leef op hierdie aarde. En help ons as kinders van die Here om heiligmaking na te streef totdat U kom. Ons eer U daarvoor. Ons kom bid dit nie, Here, om dit te verdien nie, maar alleen U genade uit. In Jesus se naam. Amen. Dankie.